Goeiedag liewe kyker, baie welkom by hierdie week se Bybelstudie geleentheid. Ons is nog besig met die boek Romeine, so ons het nog 'n lang paadjie wat ons gaan stap saam in die boek Romeine, maar dit is so belangrik wat Paulus vir ons leer vanuit die boek Romeine om hierdie nuwe lewe te begin leef. So hy lê vir ons hierdie wonderlike platform. Maar voordat ons verder gesels, kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, baie dankie vir 'n geleentheid soos hierdie wat ons uit die woord uit kan lees, dit kan bestudeer. Dankie vir die vorming daarvan in ons lewens. En so kom bid ons vandag dat U ook hierdie woord in ons lewens op goeie grond sal laat val, sodat ons daaruit kan groei ook. Baie dankie vir alles wat U vir ons doen. Dankie vir die genade. Dankie Heilige Gees dat U hierdie woord vir ons oopbreek. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Nou daar in Romeine 6 het ons met mekaar gesels eintlik oor Paulus wat vir ons sê, maar ons was 'n slaaf van die sonde gewees, so ons was afhanklik van die sonde, ons het hierdie sonde en die owerste van hierdie wêreld wat die duiwel is, ons was eintlik in sy beheer gewees, né? En in beheer van die eie ek gewees. En nou sê hy vir ons, nee maar onthou, jy's nou eintlik 'n slaaf van Christus, jy's 'n slaaf van God, so jy dien hom, jy's eintlik 'n vry mens. Nou in Romeine 7 kom skep hy vir ons 'n ander perspektief, so ons kyk net vanuit dieselfde saak uit, net vanuit 'n ander hoek uit, en hy sê, ons is eintlik vrygemaak, vry van die wet, maar ons is in diens van Christus nou. Vry van die wet en in diens van Christus. En dan gaan ons nou sien hoe hy die beeld van 'n huwelik gebruik, wat in daai tyd baie bekend was voor daardie wette rondom die huwelik, en hy gebruik dan daardie beeld om net ietsie van toepassing te maak op die vryheid wat ons nou het in Christus, en die nuwe lewe wat ons het in Christus. So hy praat nie in hierdie gedeelte, hy kom gee nie vir ons 'n les oor die huwelik nie, maar hy gebruik dit maar net as 'n voorbeeld vir wat hy eintlik vir ons wil sê oor ons nuwe verbintenis aan Christus. So die teks gaan op jou skerm verskyn, kyk gerus daarna, maar volg dit in jou eie Bybel, 83 vertaling, waaruit ons werk. Hy begin daar in 7 vers 1, en hy sê, julle weet broers gelowiges, en ek praat met mense wat op hoogte is van die wet van Moses. So hy praat hier, sy grootste gehoor is dan Jode, want hy sê, julle ken die wet van Moses, julle weet waarvoor, want ek gaan nou 'n voorbeeld uit die wet van Moses gebruik. En hy sê dat hierdie wet gesag het oor 'n mens solank hy lewe, is jy verbonde aan hierdie wet. En dan sê hy, kom ons vat 'n voorbeeld van 'n huwelik. Hy sê 'n getroude vrou byvoorbeeld is deur die wet aan haar man gebind solank as hy lewe, dan is jy gebind aan jou man, jy is getroud met jou man, jy het daai belofte solank soos wat jy lewe. En dit is nou wat die wet daai tyd gesê het. En sy sê, as haar man te sterwe kom, dan is sy onthef daarvan. Dan kan sy dan weer met 'n ander man trou, want daai verbintenis is verbreek deur sy sterfte. Nou sê hy, as haar man tot sterwe kom, is sy onthef van haar man, wat haar aan haar man gebind het. Maar vers 3, maar as sy 'n ander man se vrou word, solank haar man lewe, sal sy as 'n egbreekster bekend staan. So ons gaan nou nie vandag in hierdie hele storie van die huwelik ingaan nie. Die beginsel wat Paulus vir ons hier wil lê, is dat solank sy getroud is, dan is sy aan haar man verbind. Maar as sy sterf, dan kan daar 'n nuwe verbintenis ontstaan. As haar man gesterf het, is sy egter vry van die wet, en is sy nie 'n egbreekster as sy 'n ander man se vrou word nie. So, daar sê hy dit vir ons baie duidelik, en die beginsel wat ek wil hê, wat jy vandag hieruit moet vat, gaan daaroor, dat met die dood, vind daar 'n nuwe verbintenis plaas. Dan maak Paulus dit nou van toepassing op die geloofslewe, hierdie beginsel van die wet van Moses. Want onthou, hy is nog steeds besig om met die Jode te praat oor die wet, en dat hulle nog steeds die wet as so belangrik beskou, en eintlik Christus so 'n bietjie ondergeskik, en hy sê nee,
dit moet omswaai. Christus is die belangrikste. Jou verhouding, jou verbintenis met Christus maak nou die verskil. Goed, vers 4. Dit is ook die geval met julle broers, my gelowiges, deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus. Deurdat jy nou, hy praat van die verbondenheid, deurdat jy nou in Jesus Christus glo as jou verlosser, dat die eie ek gesterf het, dat jy weergebore is, daai hele beginsel daarvan. Deur julle verbondenheid met die liggaam van Christus, het julle gesterwe, en staan julle nie meer onder die wet nie. Nou sien, daar begin hy nou die vergelyking tref. Hy sê in die huwelik, as jy nou verbind was, en jou man is dood, dan is jy vry. Hy sê, jy was verbind aan die wet, maar jy het eintlik saam met Christus gesterf. Die eie ek het saam met Christus gesterf, so daar's 'n nuwe verbintenis, wat dan nou saamkom. Dis nie meer daardie verbintenis aan die wet soos voorheen nie, maar dis nou 'n verbintenis aan Christus, wat hy hierso vir ons en vir die Jode dan veral wou sê. Hy sê, deur julle verbondenheid, vers 4b, met die liggaam van Christus, het julle gesterwe, en staan julle nie meer onder wet nie. Julle behoort nou aan iemand anderste, aan Christus, aan hom wat uit die dood uit opgewek is. Dis Christus, dis aan wie ons behoort. En in die vorige hoofstukke het hy baie daaroor gepraat ook. En hy sê, maar dit het implikasies, dat ek nou aan iemand anderste behoort. Daarom moet ons nou 'n vrugbare lewe lei in diens van God. Nie meer in diens van die wet nie, maar in diens van God moet ek 'n vrugbare lewe lei. Hy sê eintlik, my verbintenis aan Christus moet bepaalde vrug dra. Die beginsel wat Jesus kom vertel het in Johannes 15, die wingerdstok wat aan die lote vas is, dra vrug. My verbintenis aan Christus beteken dat die Heilige Gees dan in my en in jou kom woon het, en omdat die Heilige Gees in ons woon, sê Galasiërs 5 vir ons, wat is die vrug van die Gees? Liefde, vreugde, vrede, al daardie goed wat hy opnoem, is die resultaat van my nuwe verbintenis, is die resultaat van die inwoning, en hy sê, dit wil ek dan nou sien in jou lewe. Dis nie meer die wet nie, want wat het die wet kom doen? Die wet het jou aanhoudend bewus gemaak van jou tekortkominge en jou sonde. Nou die probleem wat Paulus het, is nie dat die wet as sulks 'n probleem is nie. Dis die mens wat nie die wet kan nakom nie, want die wet kom van God af. So, dis die mens wat nie die wet kan nakom nie, maar in die nuwe verbintenis, maak hy dit vir my en jou moontlik om anders te leef ten opsigte van die wet. Ons gaan nou daarby kom. Hy sê, mos nou vir ons, maar daarom, omdat jy 'n nuwe verbintenis het, moet jy 'n vrugbare lewe lei. Jy moet 'n lewe lei wat wys aan wie jy verbind is in diens van God. Want Paulus het ons, julle onthou, so rukkie terug het ons gepraat oor dat ons eintlik nou 'n slaaf is, slaaf van Christus, 'n dienaar, 'n doulos, soos wat Paulus het sê, van Christus. Vers 5. Toe ons nog 'n sondige lewensbestaan gevoer het, ons ou lewe, was die sondige hartstogte wat deur die wet wakker gemaak is, in elke deel van ons liggaam werksaam, en het ons vrugte gedra in diens van die dood. Hy sê vir ons hier, eintlik wat hy net vir jou sê is, jou vorige verbintenis, hy praat hier met die Jood, hy sê jou vorige verbintenis was onder die wet gewees. En die wet het jou kom bewus maak van jou tekortkominge, want die wet het vir jou 'n klomp moets en moenies kom sê. Nou, as ek byvoorbeeld vir iemand sê, moet nou nie aan daardie goed raak nie, of aan die nat verf raak nie. Wat is 'n mens meestal geneig om te doen? Jy wil tog nou maar net, dit doen iets aan jou, jy wil tog nou maar net aan daardie nat verf raak. Jy wil nou net voel, hoe voel dit? Hy sê die wet bring eintlik daai bewustheid by jou. En omdat ek dan tekort skiet om die wet nie te kan gehoorsaam nie, hy sê, lei dit eintlik tot die dood, nie 'n verhouding met 'n vrugbare verhouding met God nie. Ek is heeltyd bewus van my tekortkominge, en hy sê,
dis waar jy was. As Jood was jy daar. Maar, omdat Christus gesterf het vir jou, omdat jy saam met Christus gesterf het, die ou mens, kan daar dus 'n nuwe verbintenis plaasvind. En die nuwe verbintenis is nou die verbintenis met Christus. En dis 'n nuwe lewe, 'n vrugbare lewe. Hy sê vers 6, sê hy dit vir ons. Maar nou is ons vrygemaak van die wet, want ons het gesterf en staan nie meer onder die wet waarin ons gebind was nie. Jy is nou in Christus. Nou kan ons dien in die nuwe bedeling van die Gees. Hierdie is ongelooflik belangrik wat hy hier sê, vir jou en my pad vorentoe. Hy sê, wanneer ek en jy wedergebore is, wanneer ek en jy daai nuwe lewe gekry het, hy sê, dan is jy in 'n nuwe bedeling. Want Paulus skryf ons ook, ons is onder nuwe heerskappy geplaas, ons is onder nuwe bestuur geplaas. Ek en jy is onder die bestuur van Christus, onder die bestuur van die Heilige Gees. En hy sê, dis 'n nuwe bedeling. En dit is belangrik dat jy dit sal onthou. 'n Nuwe bedeling van die Gees. So jy moet nou, soos wat hy later in ons gaan, een van die dae daarby kom in Romeine 8, wat hy sê, lewe deur die Gees. Lewe Gees vervuld. Hoe belangrik dit is. Hy sê, ek en jy is in die bedeling van die Gees, nie in die bedeling van die wetsvoorskrifte nie. So wat kom sê hy vir ons? In hierdie nuwe verbintenis met Christus, kom maak Christus, deur die werking van die Heilige Gees, dit vir jou moontlik om anders te leef, om te leef soos wat God wil. En hy kom skep by jou die begeerte, is nie nou, moet ek hierdie goed doen nie? Nee, ek wil graag hierdie goeders doen. Sien, dis 'n klemverskywing wat by jou plaasvind. En Paulus kom sê net vir ons, onthou, jy het gesterf saam met Christus, jy is opgewek saam met Christus, daarom is daar 'n nuwe verbintenis. En hy vergelyk dit met die wette, so hy wil die Jood net herinner aan die wette, en hy sê, dis soos met 'n huwelik. So as die vrou getroud is en haar man sterf, dan is sy vry om 'n nuwe verbintenis aan te gaan. Maar sy kan nie, terwyl haar man dan nog leef, nog 'n verbintenis aangaan nie, volgens daardie Joodse wet. So, nou kom sê hy vir my en jou, ek en jy het gesterf. So, daarom lewe, soos wat vers 4 vir ons sê, lewe vrugbare lewe. My vraag aan jou is, hoe lyk jou lewe? Is dit 'n vrugbare lewe in diens van God? Leef jy onder leiding van die Heilige Gees? Maak jy gebruik van die Heilige Gees wat nou in jou is, om hierdie vrugbare lewe te lei, om te wys aan wie jy verbind is. En dit is baie belangrik, en in die volgende paar weke gaan ons daarby stil staan, om jou te begelei op daardie pad. Nou, gaan kyk gerus na die Bybelstudie hierna, kyk na daardie vrae, dink daaroor na, bespreek dit met iemand, maar my gebed is dat die Here regtig jou net vandag deur die werking van die Heilige Gees opnuut daarvan bewus sal maak aan wie jy verbind is. En omdat jy aan hom verbind is, dat jy dien ooreenkomstig 'n vrugbare lewe sal lei, tot eer van God, tot voorbeeld van die wêreld. Kom ons sluit die oë en dan bid ons saam. Vader, dankie dat U ons kom vrykoop het, vrygemaak het van die wet. Ons weet dat die wet van U afkom, maar dat ons nie meer onder die wet staan nie, dat ons onder die genade van U staan, Christus, U wat ons vrygekoop het, en dat ons op 'n ander wyse nou verbind is aan U, en dankie daarvoor, dankie Heilige Gees, dat U ons help om in diens van Christus te leef, om in diens van die Vader te leef, om 'n vrugbare lewe te leef. Kom help ons, gee vir ons nuwe perspektief, wees U die ene wat ons begelei op 'n vrugbare pad in diens van Christus. Ek bid vir elkeen wat na hierdie boodskap luister, Heilige Gees, dat U hulle lewens aanraak, dat hulle al hoe meer bewus word van U werking in hulle lewe, sodat hulle ook 'n vrugbare lewe kan lei. In Jesus naam bid ons dit. Amen.
My gebed is dat jy 'n geseënde week sal hê en dat jy uitgaan en 'n verskil gaan maak en dat jy vir die wêreld daar buite sal wys. Jy weet, jy lewe 'n vrugbare lewe en dat jou vrug sal wys aan wie jy verbind is. Seën vir jou week en volgende week gesels ons dan as die Here wil, Romeine 7 daarvan vers 7 af wat gaan oor die wet en die sonde. Groete en as die Here wil gesels ons volgende week verder.